So is net so oomblik wat jy ons verloor het, of wat ek glo julle ons verloor het, want met die musiek wat ons speel, dan skop die tegnologie in en dan verloor ons vir mekaar, so ek hoop ons is nou weer terug. So die 29ste November, dis 'n Saterdag, dan het ons kategese afsluiting, so ek wil maar net weer vra, as jy dalk miskien sommer net die middag so van 2 tot 5 uur wil kom saamkuier, daar by ons by die huis, die kinders veral, hulle sal nou hoop en vertrou die dag sal mooi wees, so dan kan hulle maar daar in die swembad speel en hulle self geniet. So as jy sommer net ook self sommer wil kom saamkuier, dan is jy welkom. Laat weet net asseblief vir Rianda, dat sy net dienooreenkomstig reëlings kan tref. Daar is aankope wat sy wil doen, en as mens daarom net so naaste by 'n idee het van hoeveel mense daar is, nou ja, dan kan 'n mens daarom ook net beter beplan. En dan die 30ste, wat ons nagmaal gaan hê, en direk na die nagmaal, dan gaan ons hier by die kerk brand en saam eet. Nou is die ander ding, ek vertel in die week vir Cynthia, klomp jare terug, ons was toe die ring en nog hy baie gemeentes of baie predikante bestaan het, en was ons gewoonte altyd om so 1 keer 'n maand of 1 keer in 5 weke, dan kom al die predikante by mekaar by een van die ouens se huise, en dan drink ons saam tee, en dan het ons administrasie wat ons doen, en die ou by wie se huis dit dan plaasgevind het, dan het hy voorgegaan om 'n stukkie te lees, en dan het ons daaroor saamgesels en saam met mekaar gebid, en as ons dan daarmee klaar was, dan het ons saam geëet. En so het die ringskriwa dan maar altyd gereël dat die ouens 'n slaai sal saambring. En lou en behold op daardie dag, almal het aardappelslaai gebring. So as ons dan nou saamkom braai, laat 'n mens die ding net so 'n bietjie kan streamline, dat's nou nie almal aardappelslaai bring nie. So asseblief, as julle maar net kan laat weet, maar as julle asseblief dan ook net daardie 2 datums net sal vasknoop, asseblief. En die ander hoef ek nie eintlik te sê nie, want dit is voor die hand liggend. Goed. En dan is die res, al die name vir voorbidding is daar. Asseblief, dat julle aan hulle sal dink. Dan die verjaarsdae as Kevin en Willem wat hierdie week verjaar, en dan hierdie week se gedeelte, en dan volgende week se skriflesing, Maleagi en ook Psalm 98. Ek wil dan graag vanmôre se geleentheid begin met die woorde in Psalm 33. Jubel in die Here, regverdiges. Sing 'n loflied, opregtes. Loof die Here met die lier, speel vir hom op die harp. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Mag dit nie net wees hoe ons geleentheid vanmôre begin deur vreugdevol by mekaar te wees nie. Maar mag hierdie woorde vir my en vir jou ook herinner om elke dag vrolik en jubelend voor die Here ons lewe te leef. Ek wil 'n paar oomblikke gee vir stil gebed. Dit reën daar buite, dalk wil jy jou gebed aansluit by die voorsiening van die Here. Die mooi van die reën is
is dat as jy hiernatoe gery het, dan sou jy na alle waarskynlikheid gesien het, dalk miskien ook nie eers regtig opgelet het nie, want as 'n mens aanvaar, dan aanvaar 'n mens dit reënwyd. So daar's nie kaal kolle dat die Here net oor sommige mense se lewens en oor sommige mense se koppe laat reën. Selfs die grootste heiden, selfs die persoon wat niks met die Here te doen wil hê nie, as jy daar by sy huis verbyry vanmôre of later vandag en sien, weet jy, dit het ook hier gereën. Die Here se goedheid is vir almal. Maar ek gee vir jou geleentheid vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Soos die oog van die werker gerig is op die oog van sy eienaar, en soos die hand van die dienares gerig is op die hand van haar eienares, en soos die wolke saamgetrek is om die lewe van die mense hier op aarde, so is U om ons elkeen getrek. Amen. Broer en suster, mag daar vir jou genade en vreugde in oorvloed wees. Dit kom van Jesus Christus, van God die Vader en van sy Heilige Gees. Ons gaan 3 liedere saam sing. Die gedeelte waaruit ons vanmôre gaan saam lees is Micha. En in hierdie gedeelte wat ons saam met mekaar gaan lees, as jy dit dalk miskien in die week ook gelees het, gaan oor die herbou van die tempel. Ons weet in Nehemia lees ons dat die stadsmure herstel is. In Micha gaan ons lees van die tempel wat weer gebou is. So die liedere wat ons vanmôre met mekaar gaan saam sing, het iets in gemeen, naamlik dat die Here is hier. Op 'n ander manier dalk gesê, hierdie is ook die Here se tempel. 'n plek waar mense bymekaar kom, spesifiek om saam met mekaar die Here te ontmoet. So die liedere wat ons gaan saam sing, fokus dan daarop dat die Here hier by ons is. Ons kan maar net so sit terwyl ons die liedere sing, en dan die derde lied wat ons gaan sing is, ons het dit al een keer, hele ruk gelede het ons dit gesing. So die lied gaan oor, daar's die voorganger en dan is daar 'n deel waar die gemeente inval. So ek gaan, as julle my sal verduur, dan gaan ek die voorganger se deel sing, en dan sal ek net om julle te help ook die gemeente se deel sing, maar dit is eintlik bedoel dat daardie deel dat julle dit self sal sing, maar dis die derde lied wat ons gaan sing. Kom ons sing eers
die ander liedere. het ons geroep en daarom kom ons saam.
Goed, dan vir ons skriflesing vanmôre kan jy blaai na Haggai toe. En dan gaan ons saam met mekaar lees vers 15 en dan hoofstuk 2 vers 1 tot 9. En die tema van môre, waagmoed is geleende vertroue. Die van julle wat skryf, ek het so 'n paar notas ook gemaak, vir die van julle wat skryf om te kan help. So as daar enige iemand is wat na die tyd meer wil weet, nee ja, gaan hoor by die ouens wat skryf, dalk preek ek vanmôre, maar dalk is dit wat hulle geskryf het, is dalk miskien op die einde 'n beter preek as wat ek gedoen het. Maar die tema, waagmoed is geleende vertroue. Kom ons buig eers die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oomblikke wat ons saam met mekaar, mense, verganklike wesens, mense wat deur sonde geraak en aangetast is, voor u kan kom buig. Ja, Here, niemand beter as ons self kan vir u sê wie ons is nie. Ons weet, ons ken onsself. Ons ken die dinge wat soos 'n meulsteen om ons lewens hang. Te dikwels, Here, so bely ons vanmôre teenoor u, loop ons kromrig deur hierdie lewe. Dankie vir hierdie oomblikke dat ons kan kom aflaai. Dat ons 'n slegte gewete, 'n verkeerde lewenswandel, onegte woorde, 'n swart hart teen u kan kom bely. En dat ons in hierdie oomblikke dan ook kan glo wat u woord sê, u nooi ons uit. Kom, bring dit wat swaar en ellende veroorsaak. En laat ons die saak tussen ons uitmaak. U sal ons wit was
so sneeu. En met hierdie totale lewe van ons, kom buig ons dan voor U. En met al die sonde wat daar in ons lewe is, kan ons nie anders as om aan U eer en lof te bring en erkenning te gee dat U is die enigste Here. Buiten U is daar geen ander God nie. Dankie dat ons in hierdie oomblikke ook daarvan kan bewus wees. En dat dit vir ons ook so kan voel. Op die verhoog van die lewe is ons in hierdie oomblikke alleen saam met U. En dan wil ons vir U vra, Here, dat die gedeelte wat ons in die Bybel gaan saam lees, vir ons ook op mooi dele sal val. En dat die woord nie net in hierdie oomblik vir ons betekenis sal hê nie, maar veral vir môre en Woensdag en Donderdag en Vrydag. Omdat ons vanmôre ook maar weet, môre moet ons weer op die wêreldse verhoog gaan ronddans. En die wêreld verwag van ons dat ons anders sal dans as hoe ons voor U dans. En kom bid ons maar net U seën op ons lewens af. Ons doen dit in U heilige naam. Amen. Haggai hoofstuk 1 vers 15. Hulle het daarmee begin, dis nou die bou van die tempel. Begin op die 24ste van die 6de maand. Op die 21ste van die 7de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Serubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Maar nou sê die Babel, skep moed, sê die Here, en jy, Jesua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte, wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. So sê die Here die Almagtige. Nog een keer,
binnekort sal ek die hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. En ek lees tot sover saam met jou. In die jare toe hulle nog kathedrale gebou het daar in Europa, dan sou 'n mens heel moontlik na enige van daardie skrynwerkers kon stap, veral die wat begin bou het aan daardie kathedraal. En as jy vir hom sou vra, waarmee is jy besig? Dan sou hy na alle waarskynlikheid gesê het, maar nee, dit kan ek nou nie vir jou regtig sê nie. Ek is maar net besig om 'n klip te kap wat reg sal wees dat hy ergens in hierdie gebou ingebou kan word. Van die ander ouens wat later aan die gebou help bou, aan die kathedraal bou, as jy na hom toe sou stap en vir hom vra, waarmee is jy besig, dan sou hy heel moontlik vir jou gesê het, kom ons staan net so 'n paar tree terug en dan wys ek vir jou waarmee is ons besig en dat jy min of meer 'n prentjie vir jouself kan vorm van hoe gaan die eindproduk lyk. Maar dit maak nie dat die een wat aan die begin van die kathedraal se konstruksie gewerk het, dat hy 'n minder rol gespeel het in die konstruksie van hierdie gebou. En net so ook is die skrynwerker wat aan die einde gekom het en wat aan die einde besig was met afrondingswerk, sy werk is nie meer belangrik as die een wat aan die begin gebou het nie. En daarom wil ek vir jou graag bring by vanmôre se geleentheid dat waagmoed is geleende vertroue. Vir ons almal lê die lewe oop. Ja, ons weet nie hoe lank lê hy nog vir ons oop nie, maar ons weet die lewe lê oop. Daar's genoeg mense, motiveringssprekers, wat vir jou hiermee sal help om te sê dat begin vandag, môre lê vir jou oop. Daar's nog geleentheid om te groei, daar's geleentheid om iets van jou lewe te maak. En ek wil 5 dinge met jou deel vanmôre. Ek sal kort wees wat elkeen aanbetref, want 'n mens kan met al hierdie gedagtes kan 'n mens baie lank mee besig bly. God versterk ontmoedigde gehoorsaamheid. Ek dink dit gebeur mos maar in ons almal se lewe dat ek wil die Here gehoorsaam wees. Ergens in ons almal se lewe ervaar ons dat die Here met ons praat. Somstyds baie duidelik, ander kere moet 'n mens so 'n bietjie meer gaan ondersoek instel. 'n Mens moet so 'n bietjie meer tyd van stilte in jou lewe inwerk om te hoor of die Here dit wat die Here vir my gesê het, of dit werklik van hom afkom. En hierdie datum wat ons hiervan gelees het, toe hierdie mense begin het,
dit gaan nie net om geskiedskrywing. Dit gaan nie net daaroor dat ons 'n bepaalde gebeurtenis kan navors en by 'n bepaalde tydstip in die geskiedenis by kan uitkom nie. Wat ons agter hierdie datum moet raak sien, is mense wat tot bekering gekom het en wat oorgegaan het tot aksie. Onthou nou, ek het al baie keer vir julle gesê, hierdie geskiedenis, hy sin is nou so 'n klein bietjie later, maar die groot geskiedenis het hier van 722 voor Christus, het die beleg van Jerusalem reeds begin, maar die eintlike groot verwoesting van Jerusalem, se stadsmure en die afbreek van die tempel, het in 586-587 voor Christus plaasgevind. En wat 'n groot deel van die bevolking toe nou weggevoer is na Babylonië toe. En nou is ons op 'n stadium in Israel se geskiedenis waar die mense nou al begin terugkeer het. Hierdie is omtrent so in die jaar 520 voor Christus. So daar het nou al 'n goeie 40-50 jaar verloop van dat Jerusalem se mure afgebreek is en die tempel verwoes is. En mense het begin terugkom en dan sal jy in die eerste hoofstuk, in die eerste klompie verse sou 'n mens gelees het van die mense het terugkom, begin om hulle huise te bou en stadig maar seker het hulle probeer terugkom by 'n normale of wat 'n mens moontlik sou kon beskryf as 'n normale manier van leef. En om gewasse aan te plant en dies meer. Maar nou is dit by 'n tyd waar die Here deur die profeet dan ook vir die volk gevra het. Julle bly almal in huise. Julle het vir julle huise gebou. Wat ook goed en wat ook reg is. Maar dan die Here in hierdie eerste hoofstuk ook kom vra en sê, maar wat van my huis? Van tevore is dit die volk wat vir die Here gesê het, ons wil vir u 'n huis bou. En nou kom die Here en hy sê, maar wat van my huis? Wil julle nie my huis bou nie? En hierdie datum het dan onder andere dit in hom, naamlik dat bekering lei tot aksie. Want as God 'n mens se hart in beroering bring, as 'n mens agterkom dat die Here met jou besig is en dat jy daardie oomblik in jou lewe beleef wanneer jou hart omgedop word, wanneer jou lewe omgedop word, wanneer jy anders na die wêreld kyk, wanneer jy anders lewe, dan vind werklike gehoorsaamheid plaas. Normale gehoorsaamheid wat deur te veel mense verkeerd verstaan word altyd gekoppel aan die manier wat ek leef. Die mate waarin ek gehoorsaam is eintlik maar net om die Here te beïndruk. Die Bybel wil hierdie hele gedagte 'n nekslag kom toedien. Wanneer hy vir 'n mens sê, wanneer God die mens se hart in beroering bring, dan word gehoorsaamheid 'n lewenswyse. Dan sal ek dalk miskien self so ver kan kom om te sê dat ek bemagtig is. En die bemagtiging lê eintlik net daarin
dat ek my dankbaarheid teenoor die Here uitlewe. En hierdie ontmoedigde gehoorsaamheid van Israel was daar baie twyfel in, omdat die ekonomie nog nie herstel het nie. Omdat hulle nie geweet het waar gaan hulle alles kry wat nodig is om hierdie tempel weer te bou nie. En al hierdie onsekerheid in hulle kon so maklik veroorsaak het dat hulle ontmoedig is om end uit aan die Here gehoorsaam te wees. Dis vir my en vir jou lewe ook maar so. Dat wanneer die Here ons vra om hom te gehoorsaam in terme van ons lewe en om hom te eer, dan is een van die een groot dinge wat ons dalk miskien in ons lewe sê, en ek kom net nou weer daarby terug, is dat, ek wil dit met 'n voorbeeld verduidelik wat ek dit dalk miskien al van tevore vir julle vertel het, maar baie jare gelede kontak iemand my, of het iemand my raak geloop, en die persoon vra toe nou vir my, of ek nie vir so en so sal gaan bid nie. Hy was by daardie persoon gewees, en hy wil net vir my vra, ek moet vir hom gaan bid. Ek sê, hoekom het jy nie sommer maar vir hom gebid, terwyl jy daar was nie? Nee, want ek kan nie bid soos wat jy kan bid. En dan so dikwels word ons ontmoedig, vir een of ander rede, om die Here nie te gehoorsaam nie. Die tweede wat ek met jou wil deel uit hierdie gedeelte is dat getrouheid word nie gemeet deur uiterlike indrukwekkendheid nie. 'n Gehoorsaamheid aan die Here, wanneer ek hierdie pad van gehoorsaamheid loop. As ek agterkom, die Here het my vir een of ander iets in hierdie lewe geroep, en dis mos nou maar vir ons elkeen om te gaan uitwerk, waartoe het die Here my geroep? Ek weet die Here het my geroep, ek moet doen wat ek vandag doen, en dan ander kere in die week ook. Maar so het elkeen van julle ook 'n bepaalde roeping ontvang. En as ek die Here wil gehoorsaam wees in dit waartoe hy my geroep het, sal ek ook in my lewe agterkom, daar's altyd nuwe dinge wat my wil ontmoedig. En dit maak dat 'n mens terughoudend leef. Ek vermoed die een ding wat ons uit hierdie gedagte moet leer is om die Here te vertrou. Môre is nie vir die Here 'n probleem nie. Lewensmiddels is nie vir die Here 'n probleem nie. En as die Here nou kom en met hierdie volk kom praat, dan lei die Here sy mense nie net om hulle dade aan te spreek nie, maar ook hulle emosies. En daarom lees ons dat hierdie woord spesifiek weer na Zerubabel, na Yeshua en vir almal van die volk wat oorgebly het, dat die woord nou na hulle toe kom. Dat dit nie net gaan oor die manier wat ek leef nie. Dat getrouheid nie net iets is wat ek doen wanneer ek so voel, en as ek goed voel en lekker voel, en as ek op die kruin van die golf ry, dat dit dan vir my lekker is om getrou aan die Here te leef. Dat wanneer ek my bankkaart by die masjien indruk en daar kom geld uit, dat dit vir my maklik is om die Here te dien. Wanneer ek my
motor se sleutel draai en die engine kom aan, dat dit vir my maklik is om die Here te dien. Daarom word getrouheid nie net aan die uiterlike dinge gekoppel nie, maar aan gehoorsaamheid aan die Here. Die derde uit hierdie gedeelte is dat ons mekaar moet sê dat die Heilige Gees is die bindende waarborg van God se verbondsliefde. En ek vermoed ons almal ken die pyn van vergelyking. As kind op skool dan vergelyk ons eksamenpunte met mekaar. Mense vergelyk hulle kleredrag met mekaar. Mense vergelyk hulle huise of hulle motors met mekaar. Hulle prestasies. En nou kom sê Haggai vir hierdie mense, hier is nou van julle wat nog oor is, wat in 586 en 587 en bietjie voor dit nog geleef het. En julle het gesien hoe het daardie eerste tempel van Salomo gelyk. Wonderlik en groot en werklik aanskouend mooi. En groot en indrukwekkend. En nou is die tweede tempel wat gebou word, vergelyk nie naastenby met die eerste tempel nie. Dit is soos omtrent, wanneer 'n mens, sou jy ooit bevoorreg wees, om in 'n huis te bly met 5 slaapkamers en 4 badkamers en seker omtrent 3000 vierkante meter wat jou erf of jou stuk grond groot is, en ewe skielik moet jy in 'n huis intrek wat net 2 kamers het en 1 badkamer en waarvan die grondoppervlak maar net omtrent 5 of 600 vierkante meter groot is. Hierdie mense is na alle waarskynlikheid ontmoedig, omdat die tempel wat hulle hier gebou het, en besig was om te bou, of besig was om te bou en gebou het, dat dit nie naastenby kon vergelyk het met die eerste tempel nie. Hoekom? En hoekom is hulle ontmoedig? Juis omdat hulle vergelyk het, want ons het minder materiaal. Mense kan aanvaar, hulle het nou teruggekom 1400 kilometer, as jy Nehemia se storie nagaan, 1400 kilometer wat hulle teruggekom het, ja, vir die mure, om die mure te herstel, daarvoor het hulle materiaal gekry om te bou. Maar hulle het nie materiaal gehad vir die tempel nie. En hulle is na alle waarskynlikheid is hulle ontmoedig, omdat hulle sien, maar ons het min materiaal. Hoe gaan ons weer die tempel herstel en bou, as ons nie genoeg materiaal het, en as die hulpmiddels heel waarskynlik baie minder is. Julle sal nou onthou, toe die volk in ballingskap weggevoer is al die room van Israel is saam weggevoer. Die beste skrynwerkers, die beste wetenskaplikes, die slimste onderwysers. Ons weet nie hoeveel van hulle het teruggekom wat dit dalk miskien nie gemaak het nie, of mense wat net eenvoudig te oud is om aan hierdie hele projek te kon werk. En het hierdie volk
dalk so maklik gevoel, dit wat ons hier bou, is maar baie nederig. En die Here kom, en hy ontmoet die volk met, in julle oë. Want dis mos hoe die mens kyk. God kyk mos met ander oë. Ek en jy kyk maar, wanneer ons kyk, dit skiet altyd tekort. Of die manier wat ons kyk, is altyd gemeet aan die wêreld se standaarde. En nou kom die Here en hy kom spreek die mens se teleurstelling aan. Wanneer hulle so vergelyk. En dis een van die gesond word dele in 'n mens se lewe, is as jou teleurstelling aangespreek word. Dis wat 'n pastoor maar eintlik doen, is om uit die woord nie net teleurstelling aan te spreek nie, maar ook te kan sê, God kan help. Jesaja wat skrywe, my arm is nie te kort om te help nie, en my oor is nie te doof om te hoor nie, sê die Here self. En teologies en godsdienstig word die mens se swakheid uitgewys. Want die mens, gaan lees maar toe Dawid, toe Samuel na hom toe gaan het, 1 Samuel 16 vers 7, en dat Samuel daar vir Isaai gevra het jy nie nog 'n kind nie? Want al die ander was nie geskik gewees nie, want die mens, die beoordeel altyd uiterlik. Die vierde wat hierdie volk dan moes hoor is die hart van wat in hierdie gedeelte geskrywe lê. Want ek, dis die Here, want ek is by julle. Dis die hart van 'n mens se lewe. Ek weet nie wat wag vir my en vir jou môre nie. Ek weet nie hoe gaan ons A en B by mekaar bring. Ek weet nie hoe gaan ek en jy môre A en B maak werk nie. Ek weet nie watter vraagstuk, en na alle waarskynlikheid is jy saam met my, wat ons nie weet hoe môre en die res van hierdie jaar nog gaan uitspeel nie. Maar die hart van die evangelie is dit wat hier geskrywe is, want ek is by julle. Dis die taal van God se verbondsliefde. Dis die taal wat al vir eeue saam met hierdie volk kom. Want hierdie taal het hulle reeds gehoor toe hulle uit Egipte getrek het. Dat die Here vir hulle sê, ek is by julle. En as jy Joshua se lewe nagaan, en as jy Dawid se koningskap nagaan, dan sal jy hierdie refrein in die lewe van Israel se geskiedenis male sonder tal raakloop. Ek wil byna sê, op elke bladsy van die Bybel raakloop, dat die Here sy beloftes herhaal, want ek is by julle. En daarom kom verbind Haggai die huidige waagmoed met gister se genade. Omdat die Here gister al met hierdie volk genadiglik en genadevol op reis was. Daarom kan hulle en kan ek en jy hopelik onsself hierin raak sien,
oor dit wat God gister in ons lewe gedoen het, sonder dat ek dit verdien het, kan ek môre en kan ek die res van my lewe met waagmoed aanpak. God se verbondsgetrouheid is nie afhanklik van hoe Israel se omstandighede toe gelyk het nie. Die tweede tempel mag dalk kort skiet in terme van indrukwekkendheid, maar hierdie volk kon hierdie ding hoor en hopelik ook ontdek en daaruit lewe, naamlik dat God self daar is. Dis wat my en jou lewe aan mekaar hou. Wanneer dinge in hierdie lewe met 'n mens gebeur sonder dat jy daarvoor vra en sonder dat jy dit beplan, om te kan weet, God self is by my. En die taal wat Haggai dan hier praat, is eintlik apokalipties. Nou as jy Openbaring en Daniël gaan lees, dis nou maar die geleerde woord vir dit wat bekend gemaak word. Iets wat jou meegedeel word wat in die toekoms lê en wag. Hebreërs 12 vers 26 en 27 bevestig die Here se toekomstige optrede. Met ander woorde, die wederkoms, die gaan plaasvind. Daar is 'n groot gebeurtenis wat ergens in die toekoms gaan gebeur. Maar in Haggai se tyd beteken dit dat die Here sal nasies heroriënteer om middele beskikbaar te stel. Dit wat nodig is vir hierdie tempelprojek, God sal dit self voorsien. Na alle waarskynlikheid sal een of ander koning of goewerneur of wat sy posisie ook al is, sal van self na vore tree om die middele beskikbaar te stel, omdat God dit so bewerk. En nie net sal God deur mense en volke hierdie middele beskikbaar stel nie, maar hulle sal dit self na Jerusalem bring. En daarom is die voortbestaan van Israel nie beperk tot die beskikbaarheid van middele nie. My en jou lewe hang nie af van wat ons alles beskik. My en jou lewe hang af van hoe gewillig is ons om die Here te gehoorsaam en om hom te vertrou. En daarom moes hierdie volk dit leer, dat alles behoort aan die Here. So dit gelees. Al die silwer is myne en al die goud is myne. En daarom is die tempelprojek nie gebind aan menslike voorsiening nie. God is nie gebind aan 'n land se ekonomie nie. Hierdie gedeelte help ons dan nou op twee maniere vir ons lewe. Die een is dat ons nie moedeloos moet raak in ons lewe nie. En ek dink daar's baie dinge, dit beleef ek heeldag en aldag met ons situasie in hierdie land en hoe dit met die politiek en by die polisie en al dies meer gaan, dat ons moedeloos wil raak en dat ons wonder, hoe gaan ons in hierdie lewe die skip omgekeer kry? Maar dit help ons aan die ander kant ook, dat ons nie te trots sal raak om te sê, kom kyk wat het ek gebou.
kom kyk wat het ek gemaak nie. En daarom is die klimaks van hierdie gedeelte daarin, wanneer die Messias by hierdie plek instap. Wanneer hierdie mense vir God daar ontmoet. Die belofte lê nie in die gebou nie, maar in hom wat daar instap. Dis hoe die Here by ons ook in ons lewens wil besig wees. Het gaan nie noodwendig oor my agtergrond nie, het gaan nie noodwendig oor wie ek regtig is nie, maar oor hom wat in my lewe aanwesig is. En daarom beteken vrede hier 3 dinge. Versoening met God. In ander woorde, om te weet dat ek met my sonde kan kom en dit teenoor die Here kan kom bely en dat hy my sal vergewe. Vrede beteken in die tweede plek die vervulling van die verbond. Die Here het gesê ek sal by julle wees. Hy is dit nog steeds. En vrede hier beteken dat ons kan uitsien en vooruitkyk na die volledigheid van Christus se koms. Ek wil graag afsluit met 'n mooi storie wat ek in hierdie week gelees het. Ek gaan dit in Engels lees, want ek dink die blote lees daarvan en dat dit in 'n ander taal is, gaan heel moontlik maak dat ons iets van hierdie tweede tempel wat gebou is en gehoorsaamheid, dat ons dit gaan raakloop. In a wonderful sermon preached a few years ago at the Festival of Homiletics, Fred Craddock told a story. He said that when he was a little boy, his siblings and he would have to get dressed up in their best clothes, and Anunnakis, and so their most uncomfortable clothes every Saturday night. A couple of the neighbors would come over and they'd all sit around the living room to read the Bible and then to sing songs out of an old spiral-bound Singspiration songbook, bringing in the sheaves, standing on the promises. He asked his mother once why they had to do this, and she said, "Well, son, we don't live close enough to a church actually to attend. But someday we might live close enough to a real church, and so for now we are practicing." Well, one of the neighbors who came over every week was an African-American man named Will. One time young Craddock asked him, "Will, you ever been in a real church?" "Hundreds," was Will's reply. "Well, what's it like?" "Well, I'll tell you," Will said. "First off, don't go by appearances. Because sometimes you'll see some little old white clapboard church up on cinder blocks out in the middle of nowhere, and maybe the shutters are sagging a bit and all. But don't go by that. Because sometimes God disguises His goodness. He hides His best stuff in little old no-account places like that. But you just go inside one of those and you'll see." "See what?" Fred asked eagerly. "Well, when you look up at the ceiling, you'll see it's a deep, deep blue. And the stars shine and the angels sing and, well, you'll just have to see for yourself someday, young man." In time, dear old Will died. And so young Fred and family attended the funeral in one of those little no-account churches God had disguised.
But when Fred got inside, he was so disappointed. It was nothing like what Will had said. The paint was peeling, no stars shined, no angels on display on the ceiling or anywhere else. Oh, Will, young Fred thought, you messed me up on this one. But then the service started. The choir got singing and to swing. The congregation joined in, and all of a sudden, somewhere in the midst of the singing and the swaying and the praising, Fred looked up. And the ceiling was blue. And the stars were shining. And ministries of angels sang Old Will to his rest. Amen. Here, baie dankie dat ons altyd kan vashou, vasstaan in die beloftes wat u vir ons op haas elke bladsy van die Bybel gee. Ons kom bid vir onsself wat so baie keer ontmoedig raak deur gebeure wat rondom ons plaasvind. En in plaas daarvan om na vore te tree, dan tree ons eerder een tree terug. Wil u deur u Gees ook gee dat ons lewende tempels vir u sal wees, sodat die wêreld vir u kan raak sien. Ja, seën ons Here. Amen. Kom ons sluit met ons laaste lied.
ontvang die seën van die Here en gaan dan in sy vrede. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van God se Heilige Gees elke dag by ons elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.